of the part too. Goeiedag en baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis ons program Mosaïek. My naam is Ina en jy sal onthou dat ek verlede week en afgelope 2 weke 2 programme gedoen het met Charles Botha. En jy sal onthou dat hy, ek weet nie of ons dit 'n skyndood moet noem nie, maar as jy nie die program gekyk het, skakel vir my, ek gaan vir jou afskrif daarvan stuur. Vandag gesels ons met Nadine, sy vrou, so ons gaan nou met haar praat. Ek wil net graag vir jou ter bemoediging lees uit 2 Korintiërs 12 vers 9. Die Bybel sê, en sy antwoord was, my genade, dis Jesus wat praat, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. So ons sal nou vandag by Nadine hoor, hoe kom die Here vir my hierdie skrif gegee het en hierdie onderhoud met haar. Nadine Botha, baie welkom en baie dankie dat jy al die pad gekom het om vandag met ons te gesels. Vertel ons, wie is Nadine Botha? Gebore, groot geword? Waar? In Phalaborwa. Ek is 1979 daar gebore en ek is op skool daar en ons is toe verhuis na Pietersburg en soos dit nou bekend is Polokwane en daar het ek gewoon en ek het in 1998 het ek Groblersdal toe getrek, ook 'n klein dorpie en daar is ek getrouwd, ek is getrouwd in Pietersburg en dus Groblersdal toe getrek en ek het 'n dogtertjie en dan het ek saam met my man Charles 2 kinders, ons het 3 kinders saam en die dogtertjie van my is gebore met 'n syndroom, Prader-Willi en Superwoman, 'n ekstra kromosoom en ja, so ek is van jongs af, ek kom uit 'n huis uit waar my ma voluit die Here gedien het. Ons was in die AGS kerk, ons het daar groot geword in die kerk, op die vloer geslaap tussen al die Bybelstudies en al die worship en al die, so ek is van kleins af in die kerk groot geword. My pa was 'n alkoholist, so my ma het altyd na die Here toe gegryp. Dit was haar man, sy het vasgestaan in God en ja, so ons is regtig onder die vrees van die Here en ons het regtig ek het 'n mooi kinderlewe met dit gehad, goeie voorbeeld van my ma gehad, maar 'n baie hartseer kinderlewe. Omdat my pa alkoholist was dit baie op en af. En ons het soos met drukke baie goed gedoen en met drukke was ons verskriklik arm. So dan het ons weer van voor af alles opgebou. My ma het ons is 4 kinders. Alle wêreld. 2 dogters en 2 seuns. En my ma het ons basies meeste van die tyd alleen groot gemaak. En daar het baie slegte goed met my in my kinderlewe gebeur. So ek is van jongs af geleer dat wanneer jy moeilikheid het, dan gaan jy na die Here toe om jou op te tel. So ek is deur my oupa gemolesteer as 'n klein dogtertjie en dit is maar iemand wat jy aanhang omdat jou pa so onbetrokke is, het ek vreeslik en hoekom ek dit noem, Ina, is dat daar word vir jou gesê dat my identiteit is van baie jongs af aangeval. Ek het rooi hare gehad, sproete, skewe tande en dan was ons baie kere van die tyd was ons arm geweest. Ek het 'n sangtalent gehad, so baie keer moes ek uitmis op goed soos koortoere en kompetisies waarna kon deelneem, omdat daar regtig min geld was. En ek is baie gespot, ek is verskriklik gespot op skool, ek het elke dag van my lewe gehuil om skool toe te gaan. En omdat ek hierdie ding deur is met my eie oupa, waarvoor ek uitgereik het, omdat ek nie 'n pa gehad het nie, het ek aan 'n baie ek het baie verwerping gelei, en ek het oral aandag gesoek om net bietjie daai liefde te ontvang. En ek is op skool, het ek baie weggekruip agter, daar was baie vir my gesê, ek is loud, en ek is te besig, en ek is te hard, en ek het altyd
probeer om met 'n skyn het ek altyd probeer shine en ek het altyd probeer snaakse goed doen. So ek was regtig baie in die moeilikheid. Ek was 'n baie rebelse aandag probeer trek. Omdat ek dit nie by my pa gekry het nie, omdat ek deur mans misbruik is, omdat ek om terug te kom na toe ek getroud is. Ek het 'n man getrou wat hy was 'n goeie pa, hy was regtig 'n goeie pa vir my kind en omdat sy 'n syndroom het en 'n kind is met spesiale nood, het hy baie aandag aan haar gegee, maar dit het ook gelei, omdat hy nie regtig gewerk het nie. Hy was baie meer by die huis, as wat hy by die werk was, so ek was die broodwinner. So ek was altyd die go-getter, ek het altyd uitgegaan, hard gewerk, baie hard gewerk, 3 werke gehad, ek was op 19 swanger met haar gewees, en sy is gebore toe ek 19 jaar oud was, en ek het ook vroeg uit die huis het getrek oor al die dinge wat met my gebeur het as 'n kind, en alhoewel my ma regtig vir ons 'n goeie voorbeeld was van hoe om lief te wees vir die Here, en alhoewel ek die Here geken het, en ek het op 10 jaar oud het ek my hart vir die Here gegee, en ek het voluit vir die Here geleef, omdat ek so 'n verwerping het, ek maar my gitaar gevat en gaan sit en sing, en so ek het baie tyd met die Here spandeer, omdat ek nie geliefd was nie, en omdat ek nêrens ingeskakel het en ingepas het nie. So toe ek hierdie syndroomkind kry, het ek die Here verkwalik, want ek het gevoel, dit kom nou al so lank met my saam, al hierdie slegte dinge wat met my gebeur, en hoekom laat die Here my lyk soos wat ek lyk, en hoekom kan niemand my aanvaar vir wie ek is nie, en nou kry ek 'n kind met spesiale behoeftes, en ek het nie die finansies om vir haar te sorg nie, want haar pa werk nie vreeslik hard nie. En toe is ek en my man, die eerste man, is ons toe vir 7 jaar in Groblersdal, baie hard gewerk, baie gesukkel, baie in die hospitaal. Hy het in die dag by haar gesit by die hospitaal, en dit is kom hy 'n goeie pa was, want dis al wat hy gedoen het. Hy was net die hele tyd by haar. Maar hy was daarom daar. Ja, nee, hy was 'n goeie pa. Sy sal dit onthou. Ja. Definitief, en ek is dankbaar vir die Here daarvoor. En wat hartseer is, haar pa het, toe ons geskei is, het haar pa verongeluk. En so, daar het baie dinge gebeur, waarvoor ek baie vir die Here gevra het, hoekom. En toe, het ek skool, ek was 'n onderwyseres, en ek het skool gehou, en ek het probeer om die pot aan die kook te hou, en met die dat ek geskei is, en eers weer 'n werk moes kry, en 'n inkome moes kry, het my kind by my skoonouers opgeland. En daar het sy gebly, en dit was 'n verskriklike pad vir my gewees, om weer eens, die minste weer eens is daar iets van my gesteel. En ek het net weer aan die Here vasgeklou, ek het getrokke geraak weer by die kerkie, worship gelei, die jeug, jong werkende jeug gelei, en ek het al my tyd ingesit by die kerk, en probeer om my lewe sin te maak uit my lewe uit. En ek het my kind ook regtig met die Here groot gemaak, omdat sy so baie behoeftes gehad het, omdat dit vir my so moeilik was om haar groot te kry, en met al die uitdagings finansiëel, is nie 'n mediese fonds gehad, so ons was by HF Verwoerd Hospitaal, en toe kom die Here, en toe bring hy vir Charles. 'n wonderlike ding, bring 'n engel in my lewe, Charles, en ons is toe getroud, ons is vandag 20 jaar, ons is nou 20 jaar saam, ons is 15 jaar getroud, en toe trou ons 'n tweede keer, ek en Charles, ons het die eerste keer het ons gewoonweg getrou, baie mooi, die kindertjies het my seun, my en Charles se seun, het my ingebring. Dit was vir my fantasties, want hulle kon nie die eerste troue so betrokke wees saam met ons nie. En met omstandighede wat gebeur het, die lewe het gebeur. En toe was dit net ons 2 en ons 3 kinders, wat by hierdie troue was, en hoekom ek het vir julle vertel, gaan julle nou hoor, en dit was in Julie, voor Charles in 2021 in die hospitaal beland het. So ons was 'n baie hegte gesin, ons kinders het saam met ons, hulle was al groot en uit die skool uit, en hulle het saam met ons op die plaas geboer, so Shamanay en Fawn het elke dag saam met hulle pa geboer, en Shanae was saam met ons uit die plaas gelief, want sy het ook gevoel, sy pas nêrens in nie, soos ek, so die duiwel het van kleins af by my identiteit probeer speel en aangegaan met my kind, en julle gaan later hoor, dit is hoekom ons voel, ons het definitief 'n generasie vloek gebreek, en ek en Charles trou toe weer, en dit is die mooiste troue by Kapama, en die kinders bring my in, en dit is net ons en ons kinders, en dit was 'n baie intieme oomblik, en net daarna word hy so verskriklik siek,
en ek en die kinders is hospitaal toe, en ek het net daar, vir die rukkie wat ek saam met Charles in die begin was, het ek saam met hom die lewe geniet. Ek het gedink, omdat ek altyd nie geliefd was nie. Ja. Hier is hierdie boer, hy is suksesvol, hy is pragtig, hy is die mooiste mens, almal is lief vir hom, almal wat Charles ken, weet, hy's 'n lovable ou, die mense in ons gemeenskap, hy was die voorsitter van die skool, hy was die boer van dit, en almal het net opgekyk na hom. En dit was vir my so lekker, dat ek hierdie man het wat so na my kyk, en wat so lief is vir my, en my kind aanvaar, soos sy eie, want soos ek vir julle sê, haar pa is toe oorlede, soos hy het nie 'n pa gehad op daai stadium nie, en hy het haar aanvaar as sy eie kind, en hier word hy so siek, en ek sê vir die Here, en in daai tyd het ek probeer om 'n goeie vrou vir Charles te wees. Ek wil net verduidelik hoekom ek het dit geniet om saam met hom te kuier, en die boere daar was ek die een, almal ken my as 'n busybody, ek het op en af gehardloop om alles gereël te kry en reg te kry, en almal het my die shooter queen genoem, want ek het harder saam met die mans gedrink as enige iemand, en ek was die een wat op die skinkbordjie dit vir hulle aangedraai het, en omdat ek so aan verwerping gelei het, was dit vir my so lekker dat Charles so goed is vir my, en so lief is vir my, en so trots is op my. So ek het ook beter begin lyk, en beter begin voel oor myself, en dit het ek het gestraal, en toe die hele storie van die dansakademie wat Charles besoek het, wanneer hierdie busse gegaan het, was dit net mans boere op die bus. Okay. Maar die vrouens, ek was nie baie geliefd onder ons gemeenskapse vrouens nie, want ek het nie die kinders by my gehad nie, hulle het by Charles se eerste vrou gebly, en my dogtertjie was by haar pa, op daai ou man, ou baskies. En so ek kon, saam met die mans, op die bus klim en gaan rappie kyk, want ek het geen verantwoordelikheid gehad nie. So ek het, was die lekker een wat oral saam gegaan het, en al die van geniet het. En soos ek vir julle gesê het, ek het in hierdie verskriklike Christelike huis groot geword, en ek het van beter geweet, en ek was die worship leader in die kerk, en ek het regtig 'n nou pad met die Here geloop. En toe ek met begin saam met Charles hierdie lewe so geniet, het ek ver van die Here af beweeg. En so die Here het definitief hierdie ding oor ons pad gebring, om ons terug te ruk, want ons albei het 'n baie groot doel gehad om te dien. Oh, yes. En die voorbeeld wat ons, ek wil net sê, die voorbeeld wat ons vir ons kinders gestel het, ek het, almal ken ons kinders van waar ons vandaan kom, en baie mense gaan nou na hierdie luister, maar ons kom uit 'n gemeenskap waar almal, julle weet, almal ken vir almal weet, ons kinders, ons was die naaste familie wat ek kan vir julle sê. Ek en Charles se dogter het 'n verhouding gehad asof ek haar eie bloedma is, en hy met my dogter, en ek met sy seun, en ek het hulle gekry toe hulle 6 en 9 jaar oud was, so soos my eie kinders, ons praat nie van Stief in ons huis nie, maar die voorbeeld wat ons vir ons kinders gestel het, van drink en partytjie en boer, en hulle pa het sy plaas verafgod. Dit was sy lewe, die plaas was sy lewe. En ek het hom verafgod. So ons was heeltyd besig om iets bo die Here te sit. Ja. En ons kinders was vir ons verskriklik belangrik, en ons het hulle gedrul, julle gaan hierdie plaas erf, julle moet op hierdie plaas werk, julle moet julle beste gee, dit gaan julle sin word. En ons het nie vir hulle geleer hoe om na die Here toe te hardloop as hulle 'n probleem het nie. Ons het vir hulle, ek was die een wat altyd planne gemaak het, ek het altyd alles gefiks, en dit was vir my verskriklik lekker, en 'n groot voorreg om hulle ma te wees, en dat hulle my aanvaar as hulle eie ma. So, ons het so op mekaar ingefokus, dat ons niks anders as ons belangrik nie. Ons familie, ons plaas, ons het ons eie kingdom daar gehardloop, kan ek sê, op die plaas. En die oomblik toe hulle pa siek word, en Charles was so gewees, ek het op die plaas saam met hom in die kantoor gewerk, ek het vir hom sy bestellings gedoen, ek het alles op die plaas, so ek het regtig saam met hom fisies geboer, ek het 'n mandjie kos na die stroper toe gevat, hy het fisies die stroper self gery, dan het ek hom in die stroper gesit en voer, want hy het nie daai stroper gestop nie. Die kinders het daar gelê en slaap binne in die stroper. Wat 'n vrou. So ons het regtig gelewe vir mekaar, en ons was 24 uur 'n familie saam op die plaas gewees. Ja. Toe hulle uit die skool uitkom, het hulle reg langs ons in 'n huis ingetrek, Boetie en Sissie, en al twee daar gebly. So ons
wat ek net vir julle wil sê, ons was regtig 'n baie naby familie, wat heeldag saam was, en aldag saam was. En toe Charles in die hospitaal beland, toe val ons hele toringkie binne in mekaar. Want ek het nie geweet wat hy doen, en hoe hy dit doen nie. Ek kon nie boer nie, ek kon nie plant nie, ek kon nie stroop nie, ek kon niks doen wat hy doen nie. Sy dogter was hands-on. Chaminée het geweet hoe om met die skape te werk. Maar omdat Charles die saaiery geniet het, het hy nie toegelaat dat sy seun die trekkery, die stropery, net hy kon. Hy het nie 'n voorman toegelaat, hy het 40 mense gehad wat onder hom gewerk het, Charles, en hy het alles self op die planter en op die stroper gedoen. En ek kan onthou hoe die Here my voorberei het, as ek nou terugdink, hoe die Here vir my, hoe baie ek vir Charles gesê, Charles, as jy iets oorkom, gaan ons nie weet hoe om dinge te doen nie. Jy gaan jou seun moet laat stroop, jy gaan hom moet laat plant, want hy gaan nie weet hoe om die plaas, om aan te gaan met die plaas as jy in die hospitaal toe sê, hy gaan niks oorkom nie. En ek wil nou net fast forward na waar hy in die hospitaal beland het. Toe hy in Middelburg beland het ek gesien hoe hy gaan doodgaan, want hulle het nie die regte hulp vir mediese hulp daarvoor nie. En ek wil ook net ietsie onder almal se aandag bring. Iets wat 'n mens kan doen is, wat jy met jou tong spreek. Want daai wat Charles gesê het in sy onderhoud van, ons het gesê, solank ons nie op 'n ventilator beland nie. Mens moenie eers dit praat nie. Mens moenie eers so praat nie. Maar ons het nie die Here in ons lewe gehad nie. Want as kind van die Here waar ek vandag sit, hoeveel jaar later, ek kan nie eers dink dat ek so geredeneer het in my kop. Dit is nie eers 'n gedagte nou by my nie, want die Here is my versorger en my beskermer. En ons het vir mekaar gesê, ons moenie op 'n longventilator beland nie. Hy het vir die kinders gesê, as ek vrek, wat gaan van die plaas word? Ons het gesê, ek het goed gesê, soos, wat as jy iets oorkom en die kinders weet nie om te plant nie? So dit is goed wat mens spreek, dit is goed wat ons sê, wat ons nie moet sê nie. En toe Charles daar lê, het ek vir die Here, ek wil net mooi sê, ek het buite die hospitaal, soos heeltemal buite, want party mense kry die idee, hy was in ICU en ek het by die venster in die hospitaal gestaan. Hierdie is buite in die parkeerarea. So wanneer dit gereën het, ek het ook COVID gehad saam met hom, maar ek het gerook. En hulle sê die mens wat gerook het, die teer is so sleg vir jou longe, dat die COVID nie eers daardeur gebreek het nie, want nie een mens wat in ICU saam Charles is en oorlede is aan COVID, in die tyd wat hy daar was, het gerook nie. Dis almal nie rokers gewees. So die vyand, ek het op 'n stadium te vra vir die Here, hoekom het hy nie liewer dat ek op die ventilator lê nie, want ek is 11 jaar jonger as Charles, en ek is gesonder as Charles, hoekom het hy nie liewer, en ek het besef, dat ons elkeen ons eie pad, die Here het ons letterlik uit mekaar uitgehaal, want ek kon nie vir Charles veg nie, en ek kon nie dit wat die Here met hom daar wou doen, geestelik, kon ek nie vir hom doen nie, en hy is gewoond, ek is iemand wat inskop, en ek is iemand wat reël, en ek is iemand wat planne maak. Ek het hom ook geskuif met 'n ambulans, en die polisie wou my kom toesluit, die dokters het geweier, laat ek hom kan skuif, en ek het net my voet neergesit en gesê, ons gaan nou midstream toe. Maar ek wil net sê, daar by die venster, toe ek buite die venster staan, en hierdie is die grootste deel van hoekom wat ek vandag vir julle wil oordra, is, toe ek daar buite staan, toe voel ek weer soos daai klein dogtertjie, wat altyd teleurgestel word, deur almal en alles. En hulle het my shooter queen genoem in Middelburg, want ek het altyd met die shootertjies, die klein glasies. En daar by die hospitaal, het mense my, ek wil ook hierdie sê, ek het van die begin af 'n vriendin by my gehad, wat van Middelburg af vir my bestuur het, toe Charles 'n dreigende hartaanval gekry het, die vyand het 'n klomp keer vir hom gekom, maar elke keer het sy my bygestaan, en ek het vir haar gesê, sy moet alles afneem, want die gaan 'n wonderwerk gebeur, die dag toe ons ry om hom midstream toe te vat. Ek het gesê, sy moet alles vasvang, maak nie saak hoe sleg dit is nie, sy moet my kinders afneem, toe hulle ballonne in die lug laat opgaan vir die Here, ons het 'n boodskapie op 'n ballon geskryf. Ek het alles vasgevang op kamera. En ek weet vandag hoekom, want ek het geweet hierdie gaan gebeur. En ons gaan hier sit, en mense is maar snaaks, en dan mense wil harde evidence, hulle wil dit sien, hulle glo dit nie. En hulle het my afgeneem met die shooter glasie, wat 'n nagmaalglasie was, en die mense, en hulle het dit op Facebook geplaas, dat almal moet gelyk bid, want ons gaan nagmaal hou vir Charles se lewe. En
toe hulle my sien, het almal se mens gegaan. O, jene, sy is die klits kwyt. Sy drink nou al shooters buitekant by die hospitaal in die parkeerterrein terwyl Charles besig is om dood te gaan en vir sy lewe te veg. Maar dit was nagmaal. So ek wil net sê niemand is verlore nie. Van 'n shooter queen het die Here weer als van my verlede laat terugkom. Als wat ek by my ma se gebede. Ja. En, Vertel ons gou van julle bedienings. En ek wil net sê nou, het die Here in 2023 vir my gesê, Nadine, julle moet fiks word, nadat Charles siek was. Ja. En ek moet net hierdie sê, ek het 'n afgod van Charles gemaak, en die dag dat ek vir die Here vra, hy moet vir my teken gee dat Charles gaan leef, toe sê hy vir my, jy gaan moet my bo Charles sit. Wow. En dit is waar ons begin fiks raak het vir die Here en waar ek besef het dat toe sê die Here, ek gaan vir julle 'n bediening gee en julle gaan vir die mense moet wys wat dit is om fiks te wees vir die Here. Want die vyand gaan vir jou kom. Die vyand gaan jou aanval. Die as ek elke keer net wanneer die pastoor, Charles het in sy getuienis gesê, die pastoor was daar saam met my by die venster. En as ek net die Here dien wanneer die pastoor rondom my is, of wanneer ek 'n vriendin het wat my ondersteun in gebed, en ek het nie 'n persoonlike verhouding met die Here nie, dan is jy baie alleen. Yes. Jy gaan moet weet, die aanslag gaan kom, maar my geloof het Charles se lewe gered. Ek het vasbly glo, die Here het vir my gesê Charles gaan leef, en ek het op sy belofte gestaan. En al het Charles nie geleef nie, het ek ook vir die Here gesê, dit is okay. Ek sal nog steeds vir mense sê, dan sal ek vir vrouens wat hulle mans verloor het, getuig. En vandag, getuig sal jy getuig. En vandag is Charles tweede en die Here is eerste en my kinders is derde. En wat ons nou doen is, ons wil vir mense sê, ons ry met ons voertuie het Fit for Jesus op, ons klere het Fit for Jesus op. Dit is nie 'n besigheid wat iets verkoop nie, dit is Jesus. As jy daai naam Jesus sê, en as ek vir julle moet sê, hoeveel plekke ons nou al gekom het, wat iemand na my toe kom en sê, ek wou vanoggend my lewe neem, en ek het vir die Here gesê, as ek nie vandag iets kry nie, is dit te laat. En jy het hier kom stop, en nou het Jesus op jou kar gestaan, en nou het 'n vers, Charles se vers is Psalm 23, die Here is my herder, en myne is, you are the light of this world, Matteus 5 vers 14. So moet ons almal ligdraers wees van Jesus. Ja. Vertel ons gou, as dit seker 1 minuut oor. Vertel ons, jy het hier 'n arend gesien, wat weer of jy van die arend gesê? Want Desember 31 Desember 2025 het die Here vir my gesê, ek gaan vir jou 'n arend gee, en ek sal elke keer wanneer jy met Fit for Jesus 'n werk vir my doen, en daar buite is en my woord versprei, sal ek vir jou 'n arend gee as jy op die regte plek is. En vanoggend, Charles is altyd die een wat getuig en wat praat op die kameras, en ek is in die agtergrond en ek bid net vir hom elke keer, en toe ek hier instap en ek was soos, ek gaan nie praat, ek is nie nou reg om te praat nie. En die Here het vir my gesê, ek sal jou 'n arend gee as dit reg is. En ek het hier ingestap en die backdrop of die gordyn wat hier hang, het 'n arend op. En dit is vir my so spesiaal hoe die Here met tekens, selfs toe Charles in die hospitaal was, elke keer met 'n teken vir my wys, net ek is daar. Klou net aan my vas. Gou Vuur en Vlam. Vuur en Vlam is 'n bediening vir, omdat ons ons is nou al met ons tweede huwelik, en net om te sê dat, as jy dit by die Here, ek het bely dat ek geskei is, en as jy by die Here uit kan kom, en hom nommer 1 van jou huwelik kan maak, dan is jou huwelik gemaak. As jy die Here jou eerste prioriteit, baie mense sal vir ons sê, gee vir ons tips, en ons tip is, maak die Here die kern van jou huwelik heel bo aan. Wow, Vuur en Vlam. Vuur en Vlam vir Jesus. Baie dankie, dankie dat julle gekom het, dankie vir jou mooi getuienis, ek glo die getuienisse gaan ver en wyd gekyk word, en Vuur en Vlam, en Fit for Jesus. Dankie, Ina. Baie dankie dat jy ingeskakel het, van my Ina, van Charles en Nadine Botha, tot volgende keer, Shalom. The potter.
to